Deuteronomium, hoofstuk 31. En Moses het die volgende woorde met al die Israeliete gespreek en gesê: Ek is reeds 120 jaar oud. Ek is nie meer in staat om vir die oorlog uit te trek en terug te kom nie. Buitendien het die Here vir my gesê: Oor die Jordaan mag jy nie trek nie, maar die Here jou God sal voor jou oor die Jordaan trek. Al hierdie nasie sal hy self voor jou uitdryf en vernietig, en soos die Here beveel het, sal Joshua voor jou oor die Jordaan trek. En dit wat hy aan Sihon en Og, die Amoritiese konings, en die res van hulle land gedoen het, sal die Here ook met hulle doen. En die Here sal hulle almal in julle hand gee. Dan moet julle met hulle doen soos ek julle beveel het. Julle moet sterk wees en moed hou. Moenie vir hulle bang of skrikkerig wees nie. Die Here jou God is saam met julle en sal julle nie verlaat of in die steek laat nie. Moses het toe vir Joshua laat nader staan en voor die hele Israel vir hom gesê: Jy moet sterk wees en hou goeie moed. Jy sal die volk die land wat die Here met 'n eed aan hulle voorouers beloof het, laat binnegaan en hulle sal dit erflik besit. Kyk, die Here sal voor jou uittrek en by jou wees. Hy sal julle nie verlaat of in die steek laat nie. Moenie bang wees of skrikkerig raak nie. Hierdie hele wet is toe deur Moses opgeskryf. Toe het hy dit aan die Levitiese priesters wat die Here se verbondsark moes dra en aan die leiers van Israel gegee. En Moses het aan hulle gesê: Elke 7 jaar, in die jaar van kwytskelding, gedurende die Hittefees, as al die Israeliete voor die Here jou God verskyn op die plek wat hy gekies het, moet hier die hele wet aan hulle voorgehou word, sodat elkeen dit met sy eie ore kan hoor. Die mans, vroue, kinders en die vreemdelinge wat tussen julle woon, ja, die hele volk moet by mekaar kom om dit te hoor en daaruit te leer. Hulle sal dan vir die Here jou God respek hê en hulle sal die woorde van hierdie wet getrou nakom. Ook moet hulle kinders wat nog nie die wet ken nie, dit aanhoor. Dan sal hulle ook leer om vir die res van hulle lewens, vir so lank as wat hulle leef in die land waarin hulle gaan oortrek om erflik in besit te neem aan die ander kant van die Jordaan, respek te hê vir die Here jou God. Verder het die Here vir Moses gesê: Die dag dat jy moet sterf kom vinnig nader. Jy moet vir Joshua roep, dan moet julle 2 in die tabernakel gaan. Ek wil aan hom sy bevele gee. Moses en Joshua het toe die tabernakel binne gegaan. Toe het die Here in 'n wolkkolom in die tabernakel verskyn. Die wolkkolom het by die tabernakel se ingang bly hang. En die Here sê vir Moses: Binnekort gaan jy aansluit by jou voorouers. Daarna sal hierdie volk die vreemde gode van die land wat hulle gaan inneem aanhang en hulle sal my verlaat. Dan sal hulle my verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek. Op daardie dag sal al my woede op hulle losbrand. Dan sal ek hulle verlaat en my aangesig van hulle wegdraai. Hulle sal wegteer en allerhande rampe en ellende sal oor hulle kom. Daardie dag sal hulle sê: Al hierdie rampe en ellende het oor my gekom, omdat ons God nie meer tussen ons woon nie. My aangesig sal ek heeltemal vir hulle verberg, omdat hulle al hierdie boosheid gedoen het deur ander gode te dien. Jy moet die woorde van die volgende lied opskryf, en dan moet jy dit aan al die Israeliete leer. Dit moet op hulle tonge wees, en die lied sal dien as 'n getuie vir my teen die Israeliete. Ek gaan hulle bring in die land wat ek met 'n eed aan hulle voorouers beloof het. Dit is 'n land met baie melk en honing. Daar sal hulle tot versadiging toe eet en vet word, en hulle sal ander gode begin dien, want hulle sal nie meer respek hê vir my nie, en hulle sal my verbond verbreek. Hierdie lied sal dan as 'n getuie teen hulle dien wanneer allerhande rampe en ellendes hulle tref. Hulle nageslag sal hierdie lied nie vergeet nie, en dit sal nie uit hulle mond verdwyn nie. Die gedagtes wat hulle koester nog voordat ek hulle in die land gebring het, wat ek met 'n eed aan hulle beloof het, is aan my bekend. Nog op daardie selfde dag het Moses die lied opgeskryf en ook aan die Israeliete geleer. Toe het die Here die volgende bevel aan Joshua, die seun van Nun, gegee: Jy moet sterk wees en hou goeie moed. Jy is die een wat die Israeliete in die land wat ek aan hulle beloof het met 'n eed moet inbring. Ek sal by jou wees. En toe Moses klaar al die woorde van die wet
van begin tot einde in 'n boek opgeskryf het, het hy die volgende bevel aan die Lewiete wat die Here se verbondsark gedra het gegee. Hierdie wetboek moet langs die verbondsark neergesit word, sodat dit as 'n getuie teen die Israeliete kan dien. Ek ken jou hardkoppigheid en opstandigheid. Selfs nou, terwyl ek nog hier tussen julle is julle in opstand teen die Here. Hoeveel te meer sal dit nie wees nadat ek dood is nie. Al die stamleiers en regsbeamptes moet hier by my byeenkom. Ek wil die hemel en die aarde as getuies teen hulle roep en met hulle praat. Ja, ek weet reeds dat julle van die pad sal afdwaal na my dood, en dat julle nie sal hou by dit wat ek aan julle voorgehou het nie. Dan sal daar op die ou einde allerhande rampe oor julle kom, want julle sal dit wat verkeerd is in die Here se oë doen, en hom met julle dade uittart. En Moses het voor die ore van die hele vergadering die hele lied aan hulle voorgesing.